Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Ons gesels vandag hier uit Dube Lodge, hierdie pragtige plek. Gesels ons vandag oor die krag van 'n enkele woord wat uit jou en my mond kom. Nou in hoofstuk 12, die hoofstuk waarmee ons tans besig is in Matteus, is ons besig om Jesus se woorde te lees. En vandag leer hy ons oor die belangrikheid van woorde. Wil hy ons iets leer oor die geweldige belangrikheid van elke liewe gesproke woord wat uit jou en my mond uitkom. Kom ons lees vanoggend Matteus 12 vers 36 en 37. Waar Jesus sê, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy ook veroordeel word. Nou 'n woord is soos 'n saad. Dit is klein, maar dit dra altyd 'n oes of 'n uitkoms in hom. Elke mens weet hoe een woord 'n hele dag, 'n hele week en 'n hele maand kan verander. 'n Woord van kritiek kan jou moed breek. 'n Woord van liefde egter kan jou hart lig. 'n Woord van geloof kan jou toekoms verander. So sterk is ons woorde. Jesus leer in hierdie teks dat woorde nie wegraak nie. Hulle leef ewig voort. Hulle beweeg aanhoudend en hulle bou of hulle breek ongelukkig af. Hy sê dat elkeen van ons hier op aarde eendag rekenskap sal gee van elke ydelle woord, elke doellose, afbreekende of seermakende woord wat ons afgevuur het uit die geweer van ons mond. Nou kan ons die vraag vandag vra en kan dit ontstaan in jou hart vandag. Wat is dan 'n ydelle woord? Nou die Griekse woord beteken dis 'n leë woord, 'n onvrugbare woord, 'n onverskillige woord, 'n onbedagsame woord, doelloos, uitgewerp of uitgestrooi. Dis nie net vloekwoorde nie. Dis enige woord wat ek en jy spreek, wat hierdie effek wat ons sopas oor gepraat het, hierdie effek hierbo, die uitkoms daarvan is. Nie lewe bring nie, dis 'n woord wat dood saai. 'n Woord wat nie God eer nie, of wat nie geestelike waarde dra nie, of woorde wat mense of verhoudings dood eenvoudig seermaak, woorde wat twyfel saai, of woorde wat 'n ander mens afbreek, kindertaal. Mense onthou dikwels jare later 'n seer wat afkomstig was uit 'n woord wat seer gemaak het. 'n Woord wat hy nooit vergeet nie. En dan is daar weer 'n woord van kompliment of 'n sagte woord van bemoediging wat mense dood eenvoudig in hulle hele lewenstyd net nooit vergeet nie. Ons moet vandag weer opnuut besef dat woorde kragtig is, met 'n baie kragtige uitkoms. Jou woorde openbaar ongelukkig die inhoud van jou hart. Jesus sê ook elders, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Met ander woorde, dis presies wat ons Afrikaanse idioom of spreekwoord so mooi sê. Waarvan die hart van vol is, daarvan loop die mond van oor. Wat in jou hart leef, loop een of ander tyd by jou mond uit. As daar bitterheid is, dan kom daar een of ander tyd 'n skerp of 'n afbreekende woord uit jou mond uit. As daar vrees is, kom dit een of ander tyd uit as 'n negatiewe woord, 'n woord van pessimisme. As daar onsekerheid is, kom dit soms uit as 'n verdedigende woord. Maar
As daar geloof is, kom dit uit as 'n hoopvolle en 'n inspirerende woord. As daar liefde is in jou hart, kom dit uit as 'n sagte en 'n bemoedigende woord. As daar Jesus is in jou hart, kom dit uit as lewendgewende woorde wat nooit ophou om voor te bestaan. Ons woorde verklap die geestelike toestand van jou en my hart hier binne. Nog voordat ons dit besef en dit al reeds uit is, verklap dit die inhoud van ons geestelike toestand. Jesus praat vandag ook in hierdie teks oor die oordeelsdag. En daarmee saam, waarom elke woord in die oordeelsdag gaan tel. Jesus sê, uit jou woorde sal jy geregverdig word. En uit jou woorde sal jy ook veroordeel word. Nou dit beteken nie dat woorde ons kan red nie, of dat woorde ons kan op een of ander manier op 'n goeie stand voor God bring nie. Nee, want die eenvoudige waarheid is dat alleen Jesus kan red. Maar jou woorde bewys wie jy is en ook wie jy was toe jy op aarde geleef het elke dag. Op die oordeelsdag is woorde nie net klanke nie, maar dis jou getuienis van jou ganse leeftyd op aarde. Die klinkklare bewyse van wat in jou hart geleef het en gewerk het. En dit is ook die konkrete weerspieëling van jou ware verhouding en intimiteit met die Here. Jou woorde is soos die spieël van jou hart en van jou geestelike lewe. Hier is die tipe woorde waarna God kyk en wat vir hom belangrik is. God word beïndruk, dink ek, deur hierdie woorde. Want dit is die uitkoms van die vrug van die Heilige Gees in ons. Die tipe woorde wat lewe en heling bring. Woorde wat stig en woorde wat lewe bring. Woorde van opbou, woorde van geloof, woorde van barmhartigheid en bemoediging. Woorde wat genade spreek. Hoekom so? Want hierdie woorde het ewige waarde en hou aan om te bly leef en te transformeer elke dag en lewe te bring nadat dit uitgespreek is. Ja, selfs jare nadat dit uitgespreek is, bring dit nog steeds stigting en lewe. Maar dan is daar woorde wat dood en vernietiging bring, wat God nie van hou nie, wat nie die uitkoms van die vrug van die Gees in jou is nie. Dis lelike afbrekende en omskrywende vloekwoorde, wat ons as Afrikaanse mense so lekker en maklik en graag kan gebruik. Afbrekende kritiek, skerp steekwoorde, wat kom vanuit sarkasme of uit venyn of jaloesie of uit woede uit. Dan is daar twiswoorde van risie, wat gewoonlik mense se karakter aanval. Woorde wat mense se karakter breek of ernstig beskadig vir 'n leeftyd. Ek onthou dat daar dikwels mense is wat in hulle tyd op skool deur 'n onderwyser een woordjie gespreek het, sy hele toekoms verander het. Een ding wat ons moet leer vandag is dat jou woorde jou getuienis word. Jou belydenis van Jesus as Here bring woorde van aanbidding. Jou getuienis teenoor ander, hierdie woorde regverdig jou. Dit bewys jy behoort aan hom. Dit word die teken van wie binne in jou hart leef. Ek moet afsluit. En ek wil afsluit met goeie nuus vandag. As Jesus jou verlosser is, as jy hom aangeneem het, en as sy Gees daagliks in jou hart werk, bedek sy bloed die seer van woorde wat jou in die verlede gebreek het.
God begin deur sy Heilige Gees jou leer om nuwe woorde te praat as wat jy in die verlede gepraat het. Woorde vol lewe, woorde wat vrede en transformasie bring in die wêreld om jou elke dag. As jy struikel met jou woorde en soms jouself skuldig maak om met jou woorde seer te maak, hoe begin ek en jy ons woorde verander? Ek dink die beginpunt lê daarin om elke dag te bid en te vra dat die Here jou deur sy Heilige Gees lei en jou hart begin verander. Jy sien, die mond is nie die probleem nie, die hart is die probleem. Daarom sê Spreuke 4:23, bewaar die hart bo alle dinge wat bewaar moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Begin bid elke dag, sê Psalm 19 vers 14. Begin hierdie psalm vir jouself elke dag bid. Hierdie woorde sê so mooi. Dis 'n gebed. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welgevallig wees voor U. Hier is die geheim. Stop. Dink 1, 2, 3, 4 keer voor jy praat. Voor jy woorde by jou mond laat uitkom, dink eers noukeurig 3 keer of 4 keer voor jy 1 keer wil praat. Stel 'n geestelike filter of 'n lynregter hier op die rugbyveld van jou gedagtes aan. Nie net enige een mag opdraf nie. Nee. Vra jouself eers die belangrike vraag of laat die lynregter daardie vraag vra vir die gedagte voor hy opdraf op die rugbyveld. Vra die vraag. Is dit wat ek wil sê waar? Is dit nodig? Is dit liefdevol? En bring dit lewe. Vervang jou ydelle woorde, jou afbreekende woorde, met woorde van waarheid. Woorde van gebed om jou hand op iemand se skouer liewer te sit en vir hom te bid, eerder as om af te breek. Woorde van aanbidding. Woorde van admirasie om iemand op te bou. En woorde van bemoediging om vir iemand 'n goeie woord te gee in 'n tyd wanneer hy op die grond lê en swaar kry. Begin van vandag af met jou woorde 'n woorde erfenis bou of 'n word legacy. Laat mense na jou lewe kyk en as jy eendag in jou kus lê, laat hulle sê, hy of sy het altyd lewe gepraat. Hierdie persoon het nooit iets slegs van 'n ander gesê nie. Sy woorde was altyd mooi verander. Dis 'n pragtige getuienis wanneer ons eendag in die kus lê. My oupa se woorde was altyd min. En as sy woorde vermaaning gehad het, was dit sag en opbouend in so 'n mate dat jy nie anders wou as om te luister nie. Ek wil afsluit. Jou woorde is jou saad vir die toekoms. Elke woord wat jy vandag praat, kan val soos gif in mense se lewe, wat kan vernietig. Of dit kan val soos saad in die bedding van lewe. Jesus se uitnodiging in hierdie teks is nie net 'n waarskuwing of 'n vermaaning nie. Nee, dis ook vandag 'n oproep na 'n nuwe manier van praat en 'n nuwe manier van leef. 'n Leefstyl waar woorde heling bring. Waar woorde vrede bring, waar woorde hoop bring en lig bring. Die lig van Christus wat jy in jou woorde kan dra. Die laaste bemoediging. Miskien voel jy jou woorde het al seer gemaak. Miskien het jy self lelike woorde ontvang wat jou siel al lelik seer gemaak het. Jesus sê, ek maak alles nuut. Gee jou lelike woorde, jou afbreekende woorde vandag, wat ander mense seer gemaak het. Gee dit vir die Here, kom lê dit voor sy voete neer en vra vir sy vergifnis. En dan, meer is dit, tel jy telefoon op, bel daai persoon
daai iemand wat jy seer gemaak het, of gaan maak 'n draai by hom, gaan drink 'n koffie, en maak reg wat jy met jou woorde stikkend gebreek het, en sê, jy's jammer. Bring julle. Wanneer jou hart sag en broos hervorm, dan hervorm jou taal ook. Wanneer jou taal verander, verander jou lewe, en ook die mense om jou. Mag jou woorde van jou elke dag se lewe, mag dit lewe dra, en nie leegheid nie. Genade en nie oordeel nie. Geloof en nie vrees nie. Mag die woorde van my mond en die oordenkings van my hart vir u welgevallig en aanneemlik wees, o Here. Dis ons gebed vir hierdie dag. Mag jy 'n wonderlike dag hê.